Met wie praat ek op Sondag aand? Baie welkom in my podcast en dankie dat jy saam luister. Ja, die somer het in al sy glorie losgebars hier by ons in Drinnen. En aangesien dit eintlik nog lente is en dit nog glad nie gereën het nie, is alles maar kurkdroog. Vanmiddag het daar 'n reuse vuur in die bosgebied naby ons huis uitgebreek. En al wat 'n mens nou nog 'n hele dag hoor, is die sirenes van brandweerwaans wat op en neer jaag. In Nederland werk mense vrywillig by die brandweer. Dis natuurlik 'n baie eerbare ding om te doen, maar ek wonder hoe lank dit so sal kan voortgaan te midde van al die veranderende weerspatrone. Hier is al hoe meer brande. Maar dit is die eerste keer vandat ons hier woon dat die hele regio se brandweerdienste ingeskakel word om te kom help. Hou maar saam met my duim vas dat die reuse brand gestop kan word. Onlangs lees ek 'n skrywe van die bekende Suid-Afrikaanse skryfster Karen Shimke oor die nuusbriewe wat sy op Substack pos. Nou die Substack platform het in 'n kort tydjie baie gewild geword. 'n Mens kan op die platform die briewe gaan lees of jy kry dit in jou oudtydse e-mail. Onthou julle nog toe e-mail die beste ding was? Ons is weer terug van weg gewees. Maar goed, Karen vertel hoe verbaas sy is dat mense bereid is om haar finansiëel te steun. En ek weet presies hoe sy voel. Ek is so ongelooflik dankbaar vir elke luisteraar wat bereid is om my finansiëel te steun. Sommige doen dit al vandat ek begin het met my podcast, terwyl ander dit eenmalig of 2 keer doen. En dit maak glad nie saak nie, jy kan altyd jou lidmaatskap weer opsê. Onthou, elke bietjie help. En elke bietjie laat my voel dat dit wat ek doen, waarde het. Baie dankie dan ook aan Anita Heil, wat afgelope week 'n betalende lid geword het. Ek waardeer dit opreg. Nou ja, as jy gereeld luister, vertel asseblief vir ander mense van my podcasts, of skryf 'n boodskap by die uitsending, of klik op die hartjie. Al die aksies help om meer sigbaar te word op daai oorvol digitale snelweg. Vandag gesels ek met Ann Snyman. Ann is 'n entoesiastiese jong mens. Ag, en ek hou tog so van jong mense. En sy laat my altyd breed glimlag. Sy het onlangs vir 'n tyd lank gaan skool hou in Hong Kong en ons gesels oor die groot avontuur. Lekker luister. Jy bly in Johannesburg? En ek wil net eers sê, jy moet sê, wat doen jy eintlik vir die lewe? Ja, so ek bly in Johannesburg nou weer. En ja, ek het gaan swat by Wits en tydens my swattings het ek al begin werk in die TV-industrie, so half vryskut dingetjies wat ek hier en daar kon doen. En toe ek klaar gewerk het, toe begin ek heeltyd in die industrie werk en ek het aangehou met vryskut werk. So dis alles maar kontrak gebaseer. En ek het dit gedoen vir so 4, 5 jaar. En ja, toe besluit ek om bietjie Hong Kong toe te gaan, om Engels te gaan gee en eintlik ook net bietjie te reis en die wêreld te sien. En nou is ek terug in Johannesburg en die plan is om te kyk om weer in die industrie hopelik werk te kry. Of eintlik net enigiets wat kreatief is en waar mens met mense kan werk, dink ek, sal ek tevrede wees. Jy laat dit nou maklik klink aan, dat jy dan so Hong Kong toe gaan en Engels gaan gee, maar wat het jy nodig daarvoor? Okay, so ek het ook terwyl ek gewerk het, het ek deeltyds my nagraadse onderwyssertifikaat gekry. Maar vir die werk wat ek gaan doen het jy dit nie nodig nie. Jy het 'n graad nodig en jy het 'n TEFL nodig, daai Teaching English as a Foreign Language sertifikaat. So dit is wat jy nodig het. Hong Kong
is makliker as ander lande, weet ek, admin gewys om in te kom om daar te gaan werk en skool te gee. En ja, dis juist hoekom ek soontoe gegaan het. Ek het soos by verskillende lande of in verskillende lande aansoek gedoen, maar Hong Kong het net die vinnigste teruggekom na my toe en die proses was die maklikste. Maar toe ek nou daar aankom, toe dink ek verstaan ook hoekom hulle mense so vinnig help. Want ja, die turnover rate van die maatskappy vir wie ek gewerk het was ongelooflik groot. Daar het baie maande of meeste maande om en by 30 nuwe onderwysers begin. So vinnig, so baie ja, het onderwysers net gewaai. Nou eers hoor, wat is die TEFL? Verduidelik dit 'n bietjie. So die TEFL is basies, dit hang af, mens kan verskillende levels daarvan doen. Ek dink die minimum vereiste vir soos meeste maatskappye oor see is tussen 160 en 180 ure. Maar ja, dit is basies 'n sertifikaat wat jy kry en doen wat jou leer basies hoe om Engels te gee vir mense wat dit nie, jy weet vir wie dit 'n foreign language is. Ja, so 'n deel daarvan doen mens klomp verskillende dinge, soos hulle leer jou hoe om one-on-one dit te doen, hoe om dit online te doen, hoe om vir jong kindertjies te leer, hoe om dit soos besigheidsengels te leer. En ja, so daar's verskillende fasette daarvan, maar dit is die kort en lank daarvan is dit leer jou basies hoe om die saak te benader as jy vir iemand wat glad nie die taal magtig is nie, moet leer hoe om dit te praat. En is dit 'n online kursus of het jy dit by 'n plek gedoen? Ek het dit online gedoen en ek het nogal so lank een gedoen. Want toe ek dit doen, toe besluit ek kom ek doen dit nou maar net so wel ordentlik. So ek het 'n 300 uur diploma gedoen online. Ek weet mens kan dit in persoon seker gaan doen. Ek weet van mense wat dit al gedoen het, maar meeste mense doen dit sommer net online. Dis makliker so, jy kan dit uit die gemak van jou huis uit doen en ook op jou eie tyd wat lekker is. Is ook 'n eksamen. Ja, so dit wat ek gedoen het is na elke eenheid skryf jy 'n toets en baie van hulle het ook soos jou groot toets sal wees jy moet lesplanne opstel vir 'n sekere scenario wat hulle vir jou skep. So as dit besigheidsengels is, sal dit iets wees wat daarmee te doen het en ek weet myne was nie so nie, maar ek weet daar's baie van die kursusse wat jy fisies swaal vir prakties moet doen, al is dit dan online wat mense jou dalk vra vir scenario skep en jy moet sê hoe jy dit sou benader. So toe gaan jy na Hong Kong toe. Het jy Mm. alleen gegaan? Ja, ek het alleen gegaan. Ja, so ek het voor ek sien toe gegaan het hierdie besigheid of maatskappy het 'n ding, hulle het behuising. Dis nie verniet nie, maar jy kan deur hulle behuising kry en dan betaal jy die maatskappy maandeliks. So dit het baie gehelp met die feit dat ek alleen gegaan het, want ek het daar aangekom en ek het in 'n woonstel gebly met twee ander mense. En toevallig het beide van hulle ook begin saam met my. So ons al drie was verwilderd en verward en kon gelukkig saam ons voete vind en dit het baie gehelp. En net, jy weet, die blote feit dat mens die hele tyd mense om jou het, geselskap het en saam die dinge kan uitfigure Waar het was die ander baie. twee vandaan gekom? So die een was van Amerika af. Sy sê sy ja, upstate New York is waar sy vandaan kom en sy's nog redelik jonk. Sy was ek dink in groot skok oor dit alles want sy direk na swattings is hierdie nou wat sy begin doen het. En dan het ek vir 2 weke 'n meisie gehad wat hier naby van Roosevelt Park afkom. O, okay. Maar toe is sy het uitgetrek en by haar neefies gaan bly en toe trek 'n baie goeie vriend van my in wat ek toe eers gemaak het en hy is van Kreersdorp af. Hy het ingenieurswese geswat by Tuks eintlik. So gesukkel om werk te kry dat hy alternatiewe dinge moes ondersoek en dis hoe hy toe ook in Hong Kong beland het. So het julle ander Suid-Afrikaners ook daar raak geloop of was dit nou maar uiteindelik net julle klein klippie? Dit is eintlik scary hoe baie Suid-Afrikaners ons daar raak geloop het. Ek praat nou onder korreksie, maar as ek moet skat, dink ek vir hierdie maatskappy, soos die onderwysers wat daar werk, is 10 teen 1 80% Suid-Afrikaners en die Ja. res is so
van die res van die wêreld af, maar daar is so baie Suid-Afrikaners. Ek het natuurlik 'n klomp verskillende mense van verskillende plekke ontmoet, maar die oorgrootste meerderheid van my vriendegroep was net Suid-Afrikaners, want ons is eintlik nogals volop daar. Ehm kom ons praat nou oor die groot omset van onderwysers by die skool. Is dit net by die spesifieke skool gewees of is dit maar by al die skole dieselfde? So ons het vir 'n learning center gewerk. So dit is swaalf nie 'n skool nie, maar dit is ekstra klasse, ekstra Engelse Okay. klasse wat ons gee. Ja, die werksomstandighede is regtig nie lekker nie vir verskeie redes. Mens werk redelike lang ure. So jy werk van 9:30 die oggend tot 7:30 die aand. Sure. En dan, maar ek was by twee verskillende senters van hierdie maatskappy. Die een was 5 dae 'n week, daai vol ure, en die ander een het ek darm 2 dae 'n week 'n halfdag gehad. Maar ja, dit is net vreemde omstandighede. Hulle gee nie eintlik om, dink ek, vir hulle werkers nie. En ek dink in 'n mate verkies hulle dat die onderwysers so vinnig waai, want hulle is nie bereid om jou meer te betaal as jy langer bly nie. Ja, dit is baie vreemd. Soos dis goed vir almal se onthaalwe, maar jy word die heeltyd met CCTV dopgehou. Maar tot so 'n mate dat ek gee klas en dan echo my stem buite soos wat ek hoor hoe hulle sit en kyk hoe ek klas gee. So dit is soos baie van die ouers by die een senter waar ek gewerk het, dit is glasvensters en dan sit hulle met hulle fone en neem video's van my terwyl ek besig is om klas. Mens voel so 'n bietjie soos 'n dier in 'n hok wat dopgehou word. Ja, so 'n aquarium klink dit vir my. Die hele setup was net vreemd. Die kultuur wat bestaan rondom kinders en hulle soos performance, dis 'n baie groot performance driven culture. So ek meen die kinders begin met klas van 12, 2,5 jaar oud af. Ag nee. Party ouers kom na 'n maand wat die kind nou klas het en dan wil hulle verstaan hoekom skryf hulle nog nie. Dan is dit so 'n vreemde ding dat hulle verwag die kind wat nog in doeke is, moet al kan 'n pen optel en skryf. En die scary ding is party kinders kan. Van daai kinders Julle. kan 'n pen optel en begin skryf. En dan staan ander kinders wat sê nou maar 8 tot 10 jaar oud is, dan kom die ouers so ontstel daarin want die kind het 90 gekry vir sy Engelse toets en dit is nie goed genoeg Dit moet nie. volpunte Hoe wees. werk dit dat hy so swak doen? So dit is baie scary en dan kan mense dit ook verstaan tot 'n mate, want klink my oor die soos kompeterende aard van hulle kultuur. Meeste van daai kinders moet onderhoude doen nog voor hulle laerskool toe gaan. So jy moet 'n onderhoud doen en swaal vir CV hê om selfs by 'n laerskool te kan inkom. So dalk is ja, dit is net interessant. Ons is nie gewoond aan dit nie. Ja. So die leerplan wat jy dan nou vir hulle leer, moes jy dit self uitwerk of het jy dit gekry? Hoe werk dit? Nee, dit is die ander baie streng ding wat daar was, is al ons lesplanne is vir ons uitgewerk. So jy het 'n sekere struktuur wat jy moet volg en hulle voel baie sterk daaroor dat jy daai struktuur tot op die sekond moet volg. So daar's sekere verwagtinge van wat jy gedoen moet kry in jou uurles. By die ander plek het ek 'n uur en 'n half. Dit was die lesse 'n uur en 'n half. En ja, jy moet alles wat jy doen is 'n baie spesifieke manier van soos jy moet die klas op 'n sekere manier begin, op 'n sekere manier hallo sê, sekere kleur penne gebruik vir sekere letters en so dit was baie streng, maar dit het tog wel gehelp om te weet wat van jou verwag word in daai opsig. Jy het 'n ruk lank toe na by die een plek en toe jy na 'n ander plek toe. Ja, so Word jy ook van daai statistiek? Ja, ja, so ek meen die eerste plek was kook en wetenskap en Engels. So 45 minute van jou les sal wees jy kook of jy doen 'n eksperiment en die ander 45 minute is Engels. Maar dit is ook 'n heeltemal 'n ander ballgame want ek meen kan jy jou nou indink jy moet 'n French toast soufflé met 4 of 5 jariges probeer maak en
Eintlik is dit net ek wat rondhardloop soos 'n afkop hoender besig om te probeer meng, want van hulle kan nog nie eers ordentlik mense en almal moet hulle eie ding maak en hulle is ook verskriklik erg oor kieme. So elke kind moet plastiek handskoene dra, die tafel moet 'n plastiek tafeldoek op hê. As enigiemand enigiets op die vloer laat val, is dit nie soos hier met bak en brou wat hulle so half vinnig dit sal optel en afstof en weer neersit nie, dan is alles soos kontamineer en jy moet nou nuwe tafeldoek, nuwe bakkie, nuwe mengsel. Dit is regtig waar iets anders. Ja, so ek was vir 3 maande daar en ek het al in my eerste week daar vir hulle gesê, eintlik het ek aansoek gedoen vir 'n ander werk, maar ek is nou hier. Julle het gesê ek kan skuif, maar toe sê hulle ek moet eers 3 maande aanbly voordat ek toe kon skuif na die ander werk toe. En was die ander werk beter? Definitief beter, maar nog steeds nie lekker nie. Die lesse was korter en ek het net Engels gegee wat baie gehelp het, want ek dink daai kook en wetenskap het my geknak. Maar ja, dit het baie gehelp om net Engels te kon gee, dit was goed. Vertel my nou eers van jou blyplek, want kon jy toe nou by die tweede plek ook, moes jy toe nou weer trek ook of kon jy nie dieselfde plek bly? So ons almal het toe ons in Hong Kong aangekom het en besef het wat die situasie is, het ons almal dit goed gedink om so gou as moontlik uit die maatskappy se verblyf uit te kom. Bloot net vir die feit dat mens nie soos ja, as dit nie nodig is nie, wil mens nie nog te doen hê met hulle op ander fronte nie. Ja, want dit was baie streng ook. Jy mag nie eintlik mense kry wat kom kuier nie en hulle sê so ja, ons het net een vurk gehad. Daar was vreemde goed en dit was ongelooflik vuil. So dit was nie noodwendige gemaklike omgewing nie. So ek het toe besluit om kennis te gee en ook na 3 maande in my eie plek in te trek. So ja, selfs met die eerste plek waar ons was dit ongelooflik klein en beknop en mens besef nie hoe geseënd mense is met spasie in Suid-Afrika nie. Dit is regtig iets anders. So ja, dit was baie klein. Mense het jou eie kamer gehad en die res van die fasiliteite het mens gedeel. En toe trek ek in my eie plek in en dit was nog kleiner. Maar ek het gelukkig my eie spasie gehad wat goed was. So ek meen my bed en my yskas en wasbak en stoof was nie eers 'n meter van mekaar af nie. Ek kon basies op die bed lê en vir my eiers bak. So klein was my kamer. En dan ook baie duurder. Ek meen wat ek daar betaal het en waar ek gebly het was regtig seker dit was baie klein. Ek meen ek dink nie mens kan sommer in 'n kleiner plek regkom nie. En ek het geen sonlig gehad nie. Ek kon glad nie sien of 'n dag of nag is of dit dalk reën of enigiets nie, want die venster wat ek wel gehad het reguit in 'n ander gebou vasgekyk. Maar ek het gelukkig my eie badkamer gehad en dit was goed geweest. Dit maak 'n groot verskil. Nee, beslis. En dan ja, wat 'n mens in Hong Kong betaal in vergelyking met wat jy in Suid-Afrika betaal, is ook vrees aan die hand, want ek meen dit wat ek daar betaal het vir daai klein spasie, hier kan ek 10 in 'n 3-4 slaapkamer huis met 'n tuin en 'n swembad en so dit is alles 'n interessante aanpassing, moet ek sê. Hoe is die kinders? Die kinders, dit het nogals afgehang. Baie van die kinders is nogals bederf en het nie maniere nie. Okay. En die erge ding is, daar's in terme van soos jy mag nie dissiplineer nie. So ons word ook geleer wanneer jy daar begin werk, daar is jy mag nie kritiek lewer of ooit 'n kruisie eers maak nie. As 'n kind iets verkeerd kry, jy weet, merk jy dit net nie, jy maak nie 'n kruisie nie. As hulle stout is, dan moet jy sterre wegvat en as hulle soet is, moet jy vir hulle sterre gee.
So jy mag op geen manier dissiplineer of vir hulle so half as 'n kind besig is om op die tafels te spring, rond te hardloop, te kere te gaan. Jy mag net mooi vra, sit asseblief op jou stoel en hoop hulle doen dit. En ek meen die een dag het ek 'n kind gehad vir 2 lesse na mekaar. Sy is 8 jaar oud. Sy praat ongelooflik goed Engels, maar ek dink die druk wat haar ouers op haar sit om te presteer is obviously nogals groot. En sy was net sy is ook, mens kan sien, redelik bederf. Ek dink amper sy bly nie eers by haar ouers nie. Hulle werk in mainland China en sy het 'n helper wat saam met haar bly en haar oppas in Hong Kong. Maar vir 2 ure lank wat sy net sit en vir my sê, I hate you, I hate you, I hate Oh, you. Maar en letterlik sonder ophou en dan sê die bestuurder van die senter net vir jou, ag jy moet net aanhou klas gee, jy weet, sy's bietjie ontsteld en dan is dit erg, want mense besef sy is ontsteld, maar ja, dis baie moeilik om dit om die situasie te hanteer. Maar dan is daar ook kinders wat mooi maniere het en oulik is maar dit is moeilik. Ek sal nie sê deur die bank is hulle almal verskriklik soet of ja, dit hang maar af van student tot student. is hulle anders as Suid-Afrikaanse kinders? Ja, definitief. Ons word grootgemaak met speel en jy het 'n goeie tyd en jy geniet jouself. Waar baie van hierdie kinders was nog nooit eers op die strand nie. Hulle het nog nooit eers aan grond gevat of 'n boom geklim of dit wil vir my voorkom of hulle nie eintlik die geleentheid kry om te speel nie. Want dit voel vir my, ek meen, as mens daaraan dink, as jy al op 2 en 'n half jaar oud vir ekstra Engelse klasse moet gaan en jy word geforseer om vir 'n uur en 'n half of 'n uur te sit, te fokus en ja, dit is baie baie anders. Van hulle sê hulle wil nie strand toe gaan nie want dis vuil. Hulle grill vir sand op hulle voete of en ek meen ons is heeltemal die teenoorgestelde. Vir ons is dit so half hoe meer jy buite kan speel en dinge doen, hoe beter. En hier dink ek moet die klein kinders baie vinnig in 'n ja, mode inkom van werk en wees net so goed as wat jy kan wees want die kompetisie is te groot om agter te kan raak. Het jy enige sportdae gedoen want hou van sport? Ek was besig so ek het proewe gaan speel vir 'n netbalspan daar en ek het span gemaak en ek was op pad om die hele ding te begin. Maar toe is dit baie moeilik omdat ek elke dag tot 7:30 werk en dan begin hulle alreeds 7 uur of 7:30 oefen en die oefening is so uur se reis van my werk af daarheen en ek het 'n golfbesering wat ek nog besig is om af te skud. So met die kombinasie van al daai dinge, ek wil nie in 'n spansport deelneem, maar ek kan nie die oefeninge maak of my deel bring nie. So ongelukkig het ek dit toe nou nie verder gevat nie, maar ek het gelukkig baie naby aan 'n groot park gebly wat daar is tafeltennis, tafels, daar's tennisbane, daar's 'n baan vir hardloop, daar's sokkervelde. So ek het gereeld so intoe gegaan om net ja, aktief te gaan verkeer en bietjie gras en bome te sien. Ek weet in China self, maar ek het nou en ek weet ook in Indië is daar baie keer dat die lugbesoedeling so erg is dat jy dit kan sien. Hoe's Hong Kong? Is die lug skoon? Ek dink nogals nie dat die lug skoon is nie. En dit voel so half, ek meen dit kan wees as gevolg van die groot hoeveelheid skyscrapers ook en daai lugbesoedeling, maar die lugbesoedeling, ja, ek dink die lug is redelik vuil. Dit lyk nie vir my so helder soos wat dit hier lyk nie. Dit is so half so dowwe vaal kleur en meeste van ons was ook vandat ons daar aangekom het siek. Dit was die vreemdste ding. Ek weet nie of dit die mold in die geboue is of niemand van ons kan ons vinger daarop sit nie, maar ons almal het baie gesukkel met ons bors en so half asemhaling, so tipe van 'n asma en ek het verlang bronchitis, ek het soos 'n maand gesukkel met dit. So ek dink nogals nie dat die lug baie skoon is nie. Die dokter het ook vir my gesê
Hy het gesê as enigiemand siek is, moet hulle verkieslik 'n masker buite dra, want dit is Okay. beter om swaalf al recycle mens jou eie asem, is dit skoner as om die lug van buite in te asem. So ek Goeie. dink ja. Risa, maar kom ons praat oor die kos. Wat het julle geëet? Ja. Dit was nogal 'n aanpassing. Die vleis is baie duur en ons is gewoond aan redelik baie vleis eet hier in Suid-Afrika. So ek het gereeld of die meeste vleis wat ek geëet het was varkvleis en dan ook hoender hier en daar. My stapelvoedsel was baobans wat Lekker. baie lekker was en dit is ook so half 'n lekker goedkoop opsie vir 'n ete. En dan is daar baie lekker noedelsoppies en noodles en daai tipe van goed, groente, redelik baie daarvan geëet. En ja, vreemde goed soos my dieet was definitief heeltemal anders as by die huis. Baie meer stysel en minder vleis en ek het wel een keer ek daar naby aan waar ek gewerk het was daar 'n mark wat allerlei vars produkte het. So dis vars groente, vrugte en dan's daar swaalwe soos slaghuis of jy weet so 'n tipe van 'n plek. En die een dag het ek moes seker geweet het dis te goed om waar te wees, maar ek het 'n kilogram hoenderborsies vir $20 gekoop. En toe ek dit begin maak, toe besef ek hierso is ietsie vreemd want dit so half asof daar nog daar's soos bene in van die vleis en dit het sommer so snaakse kleur, maar dit het goed gewerk waarvoor dit moes en die week daarna toe gaan ek weer, toe sien ek hierso is dit is soos dun wors wat mens op die braai sal sit en dit was ook $22 vir 'n hele pakkie dun wors en ek meen, hoe perfek is dit nie? Koop vir my die dun wors, gaan huis toe. Ek dink ek het 'n eier gebak en die wors gemaak en baie lekker geëet. Die week daarna toe dink ek, wel ek meen mense kry nie hierdie goeie pryse nader aan waar ek bly nie. Kry dit weer. Ek dink ek het dit so 3 keer geëet en toe is ek die 4de keer op pad om dit weer te koop. Toe dink ek, laat ek dit net gou-gou vertaal en seker maak. Jy weet, maar ek is vas oortuig dis soos beesvleis. En toe ek kyk, toe sien ek eet nog die hele tyd marmot. Toe is ek jong, Dit nee. sal ek totaal duur. Ek meen ek was net so bly ek het dit besef lank nadat ek dit die laaste keer geëet het en gou genoeg dat ek dit nie weer gekoop het nie want ek meen as dit nog fisies in my lyf was as ek Ja, dit dan was dit die einde. en dan dink ek sou ek redelik geskok wees, maar ja, so kosgewys is daar redelik interessante dinge om van te kies en keer, maar dit is weer eens ja, die Hong Kong leefstyl is 'n duur leefstyl. So as Suid-Afrikaner is mens so half onder die indruk mens is op pad soontoe en jy maak baie meer geld as wat jy in Suid-Afrika maak. Maar inderwaarheid is dit eintlik nie so maklik om so baie te spaar soos wat mens dink jy gaan nie want men as mens kyk hoe duur hier is en as mens kyk hoe duur net die algemene lewenskoste is, dan besef mens gou mens moet maar skraal leef om soveel as moontlik te kan spaar. Wat seker deel is van die avontuur, maar ek dink nie meeste mense is voorberei daarop nie. Het jy iets gespaar gekry uiteindelik? Ja, nee, ek het goed gespaar gelukkig. Want my hele doel met hierdie hele avontuur was nie so seer om te gaan en dit is soos uit 'n finansiële oogpunt ek moet gaan en ek moet spaar maar ek wou graag nie terugkom met minder geld as waarmee ek gegaan het nie. Seker, ja. En ek het gespaar soveel as wat ek kon en ek het besluit om hierdie jaar weer met my of nie weer nie, maar om my honeurs te begin. So ek het al my studies vir die jaar al reeds afbetaal en ek het op 'n groot en lang, so maandlange avontuur gegaan nou waar ek 'n paar lande in Suidoos-Asië gaan besoek het en dit was alles ja van my spaargeld wat ek in Hong Kong gemaak het. Is al goed wat jy in Hong Kong gesien het, wat jy gedink het van, "Sjoe, dit sou nou gaaf wees as dit in Suid-Afrika so was." Dit was baie interessant.
om te sien hoe alles werk en hoe, ek wil amper sê, effektief alles is. Ja, ek dink halfte van die goed sal nie noodwendig in Suid-Afrika werk nie, want almal in Hong Kong volg die reëls blindelings sonder om vrae te vra en dit maak dat die algehele stelsel net mooi vloei. Ek meen, op die trein wag almal eers vir die mense wat wil afklim voordat die res opklim en dis nie asof daar iemand moet wees wat seker maak dit gebeur nie. Dit gebeur net en dit klink so simpel om dit te sê, maar ek dink in praktyk is dit nie so maklik om deur te voer nie, want ek dink in Suid-Afrika doen ons almal baie keer net wat ons dink op die stadium die beste werk en ek meen klein goedjies soos op die roltrappe sal almal staan aan die regterkant en dan aan die linkerkant is dit oop sodat enigiemand wat wil loop kan Vinnig, loop. ja. En dit is weer eens iets wat nie by ons mense, ons dink nie so hard aan daai klein tipe van goedjies nie. En ja, ek meen in die winkel kan jy jou eie inkopies Uitcheck. ja, uitcheck en betaal en pak. Daai goed is alles dinge wat so half, ek dink onbewustelik daar raak mens gou gewoond daaraan, maar dan besef mens weer hier dit sal nie noodwendig werk nie.